Welkom by For His Kingdom, saam met my Nadia Olivier. En ek DJ Olivier. Ja, dis lekker om hier so te wees en ons is besig om te rekord. Ag julle, ons sukkel so met ons podcast channel. Ek weet nie wat daar aangaan nie. Ek sukkel verskriklik. Hy het gewerk, hy het gewerk, toe nie gewerk nie, toe het hy weer gewerk. Nou werk hy weer nie. So ek sukkel met die support team daar. So ons hoop om dit vinnig uitgesorteer te hê sodat ons weer op ons normale podcasts net kan wees, maar op hierdie stadium, jy weet, maak die Here vir ons YouTube oop. En eintlik het iemand vir my gesê, Nadia, dis tyd om YouTube toe te skuif en ek was soos, nee, ek weet nie. En en nou is die funny ding dat ek forceer word om YouTube toe te skuif want ek het nie toegang tot die recording studio van my podcast nie, maar nietemin hier is ons en ons is opgewonde om hier so te wees. Waaroor praat ons vandag, DJ? Wel, die goeie ding is, ek sukkel glad nie daarmee nie. En ek los dit vir haar. Vandag het ons 'n interessante topik. So een van ons pastore het Maar wag. As jy nog nie 'n koffie het nie, nê? Gaan kry vir jou 'n koffie voordat jy verder luister. Dan is ons tweede koppie koffie. Hier is dit. Maar ja, een van ons pastore het bietjie met ons gesels Sondag aand oor repentance en hoe ons dit verstaan. Wel, Ja. ek het dit heeltemal verkeerd verstaan. Wel, ek dink ons baie mense dink ek het 'n idee van repentance en ons gaan daarby uitkom oor hoekom dit so is, maar die idee is dat repentance en belydenis saamgaan. So ek wag in Engels, repentance en confession gaan saam en in Afrikaans sal 'n mens sê bekering en belydenis gaan saam. En ek dink dit is die algemene idee wat meeste van ons het, nê? Maar toe sê Leon, nee, wat hy sê, repentance is absoluut net om anders te dink. En ek besluit toe, nee, okay, goed, ek gaan gaan kyk, wat beteken repentance nou eintlik? Want repentance is 'n konsep waarmee ek en DJ ook al lank 'n pad stap. Hierdie idee van 'n mens moet repent, wat beteken dit? En ons het altyd gedink, hoor die repentance is, gaan op jou knieë en sê vir die Here, jy's jammer man, en aanvaar dan die verantwoordelikheid van jou aksies en hou op om dit te doen. Draai weg. Draai weg was die kern van repentance. Confession, draai weg. Ja, ek dink as iemand vir my sê, ons het so 'n hele ruk terug toe, ons besig met 'n seminar, en hierdie een pastoor sê, ons het nie meer nodig om te repent nie, en ek is toe heeltemal in my blaaie, de mekaar, ek het sommer opgestaan en gewaai, want ek dog toe nee, en dit maak nou dalk bietjie meer sin, maar ek dink ook net, dit beteken nie, jy kan net lewe soos jy wil lewe nie. Nee, maar dis nie wat ons sê nie. Ja, dis nie wat ons sê nie. Ek dink party mense, as jy nou vir hulle die woord wegvat, het nie meer nodig om te repent nie. Maar ek dink ons net verstaan wat beteken die woord repent. Wat beteken repent, DJ? Jy is die scholar, Muskat, verduidelik jy vir ons audience. Want sy het nie net bietjie gaan kyk nie, sy het 2 dae lank homself toegesluit in hierdie kamer, en omtrent so dik, okay, nie so dik nie, so dik. Die hele Bybel deurgegaan, sy het gaan kyk hoeveel keer het die Here gesê repent, hoeveel keer sê mense repent, so ek wil hê jy moet asseblief vir hulle verduidelik. Okay. Laat ek dit so sê, né? Goed. Repent in die Ou Testament. 2 keer, twee verskillende repent woorde. Nou as jy enige iets weet, dan weet jy daar's nommers aan woorde gekoppel. Ons noem dit die Strong's Concordance. En okay, goed, so ek gaan dit so maak. Ou Testament, né? Eerste woord vir repent is nakam. Okay? Strong's H5162. En daai woordjie beteken om te pity,
om te console of om jouself te regverdig in 'n manier, okay? En daai woord word in verband met God gebruik. So as ons sê God het repent, dan is dit daai woord God het nakam. En dit beteken onder andere om te pity, te console of om homself om te sê hoekom hy regverdig is vir wat hy doen. So okay, dan is daar 'n ander repent. 'n repent wat die woord shoop. Okay, dis ook 'n Ou Testamentiese woord vir repent. Strong's H7725 en dit word net in verband met mense gebruik in die Ou Testament, net in die Ou Testament. En raai wat is hy? Wat is hy? Turning away. From your wicked ways. Ja, from going astray. Maar nou wil ons Nee. nou wil ons luisteraars weet wat beteken wat se nommer wat jy gebruik? Nee, wag, moet nou nie saad ruil nie. Ek wil Dis nie weet. die punt nie. Dis 'n Okay. Strong's Concordance nommer. O, Ja. Nee. scholar, sorry. Julle. Okay, goed. So shoop, die repent in verband met mens in die Ou Testament is 'n verwysing na 'n outward turning away, 'n retreating or a returning, a retreating or an outward act of turning. Okay, nee. Onthou julle ons het gesê ons dink dit is repent is turning away. Maar ons gaan nou kom hoekom ons. So dit beteken dit maar in die Ou Testament, okay? Nuwe Testament, hier is ons, Nuwe Testament. Repent beteken metanoia. G3340. Nou dit word in verband met mense gebruik. Okay, maar ek gaan voor ek hom verduidelik, die ander ene gebruik. Repent, ek het nou nie sy nommer neergeskryf nie. Repent metam elom ahi. Okay. Dit beteken om te gee na die feit of om te regret. Okay. Goed. Nou die twee, metam elom ahi word in die Nuwe Testament gebruik en dan metanoia word in die Nuwe Testament gebruik. Maar wanneer die mens in die Nuwe Testament geroep word om te repent, dan is dit die woord metanoia. Wat beteken metanoia? To change your mind and to think differently. Daar is dit. Dis wat Leon gesê het. Dit is, kyk, ja, dit is 'n ding. Ons het gisteraan bietjie in onsself daaroor gepraat en ons verskillende sellede se opinies gehoor oor wat dink hulle repent is. En ek dink dit was nog ek weet nie, ek sukkel nog steeds. Dit is besig om in te sink. Ja. Want vir my is dit nog al die jare wat beteken repent. Ek weet ek vat dit nog steeds as turn away. En ek hou daarvan om weg te beweeg. Okay, maar ja, ek is nie meer daai persoon wie ek was nie. Ja, maar kom ek sê vir jou hoekom sukkel jy daarmee. En ek gaan nou vir julle ook sê, nê? Goed. So as Jesus in die Nuwe Testament skrywers met ons praat oor repentance, dan roep hy ons tot 'n vernuwing van ons gedagtes. Om ons gedagtes gevangenes te neem en te onderwerp aan die woord van die Here, nê? So om te dink soos wat die Here sê, want hoekom? Want wanneer ons denke verander ons lewe outomaties. So die outward turning wat in die Ou Testament vir die Hebreëse konteks belangrik was, kom die Griekse konteks en sê nee, maar dit begin by ons denke, ouens. Jy kan nie 'n outward turning doen as jou denke nie verander nie. So begin anders dink. Dan is die vraag, okay, maar hoe moet ek dink? God se woord is hoe ons moet dink. Alles wat God vir ons sê in sy woord is wat ons moet dink oor die wêreld. Dit is die waarheid van hoe ons onsself, God en die wêreld moet sien. According to the word. Maar hier DJ, hoor nou dat ek vir jou lees hierso. Our English word, repent, comes from the Latin words punitentiam, meaning penance, and its root puna, meaning punishment. The Latin translation suggests that repentance was about carrying out the requirements of the punishment earned because you had sinned.
daai skuldgevoel. Ek moet nou die straf dra, nee, daai skuld. And showing that you were serious about accepting the responsibility to make things right. Nou moet ek na die Here toe gaan en sê, Here, ek weet ek was verkeerd, ek is jammer ek was verkeerd. En nou assosieer ons dit met repentance. So dit, for Luther, repentance is fundamentally about turning back to God. Okay, so Luther, so die Katolieke Kerk, wat die Latyns ge-embrace het repentance 'n konsep gemaak wat te doen gehad het met werke, om jouself te regverdig weer voor God, en om die skuld te aanvaar van jou straf, van jou sonde. Okay? En hulle het hierdie alles deel gemaak van een sambreel onderwerp, repentance. Dan kom Luther, dan protesteer hy teen die Katolieke Kerk. Dan sê hy, nee, hoor hierso, maar ek besef nie, geloof is net in, of redding is net in geloof, niks met werke te doen nie. Dis nou Martin Luther. Martin Luther, ja. Hy was 'n Duitser of 'n German, né? Ja. Okay. So, repentance for Luther is fundamentally about turning back to God. Nou, ons is protestante en dis wat ons dan in essence ook glo. En as ons kyk na die woorde in die skrif, 100%, dis waar. So, repentance isn't merely feeling bad about what you've done wrong, or even apologizing for what you've done wrong. Those are parts of repentance, but they are not repentance themselves. Repentance requires a readiness and commitment to change. Okay, so renewing your mind. Renewing your mind. En ons moet onthou, repentance uit die Hebreëse konteks het vir daai mense beteken, gaan gee jou offer. Hulle moes outwardly actions doen om te repent voor die Here. Ja. Dan kom die Griekse verstaan van repent en die gebruik van die konsep en Jesus wat se woorde opgeneem is in ons Nuwe Testament, wat in hoofsaaklik Grieks geskryf was, en sê dat repent beteken verander hoe jy dink en dink soos wat ek sê jy moet dink. Want as jy dink soos ek sê jy moet dink, gaan jy lewe soos wat ek graag wil hê jou lewe moet lyk. Jy gaan getransformeer word na die beeld van Christus, want hoekom? Jy dink soos Christus. Uit ons denke vloei ons dade. Ja, want Jesus het ons eintlik uit slawerny uitgevat. So ons is nie meer slawe wat hier so net moet sit en skuldig en sleg en skaam voel nie. Ja, want hoe gaan ons God dan ooit voluit kan dien as ons hierdie slegte sondaars is? Maar ons is nie meer nie, want ons lewe nou. Ons sal altyd sinvol wees, is in ons nature. In een manier, ja. Maar want ons, okay, daar's nou altyd, man praat mense van, daar's nie klein sonde nie, is nie groot sonde nie, maar daar is sekere sonde, maar wanneer jy nou in Jesus is, dan al daai sonde wat jy altyd gedoen het, gaan outomaties weg. Ja, jy kan nooit kontrol presies hoe jy dink nie. Dis die een ding. Jy sal nooit weet wat ek dink nie, en ek weet nooit wat jy dink nie, maar die Here weet altyd wat jy dink. Ja, en ek dink wat ons moet vir mekaar sê is dat in Jesus, nee, Romeine praat hier oor, dan sê hy, as jy nou in Christus is, dan is jy mos nou dood vir sonde. Nou, hoe kan jy wat dood is vir sonde, nog lewendig 'n slaaf wees van sonde? Dan vat Paulus, dan sê hy, dit is soos 'n vrou wat getroud is. Wanneer haar man sterf, is sy vry om weer 'n ander man te trou. Maar sou sy haar man los en 'n ander man gaan vat, dan is sy skuldig onder die wet, want sy is eintlik nog 'n slaaf van die wet, want die wet heers oor haar. Maar wanneer ons in Jesus is ons dood vir sonde. Sonde het dus dan geen meer beheer oor ons nie. Wat beteken dit? Nou kan ek kies om nie te sondig nie. Is my natuur, my menslike natuur nog steeds vol sonde? Ja. 100%. Lewe ek uit my vlees of uit my gees? Wel, ek probeer uit my gees uitlewe daar waar sonde nie meer heerskappy het nie, want God se gees is nou in my. Stronger is he that is in you than he that is in the world. Ja, en hierdie wêreld is vol sonde. Ons kyk, jy maak net die internet oop en dan sien jy sonde. Ja, dis disgusting. Maar seker is die wêreld, dis anyways.
So Joseph Prince, ek wil 'n bietjie land met hierdie idee. Joseph Prince sê the Hebrew word for repentance is teshuvah, okay, which is made up of 5 Hebrew letters: Tav, Shin, Vav, Bet en Hey. Julle moet maar asseblief nie, ek weet nie, ek praat nie Hebreërs nie, okay, ek probeer dit reg uitspreek. The first letter, Tav, has as its pictogram, meaning its image, a cross. The last letter, Hey, is the 5th letter of the Hebrew alphabet, and the number 5 in the Bible numerics represent grace. Sandwiched between Tav, which is cross, and Hey, which is grace, are the letters Shin, Vav, and Bet. These 3 letters form the word Shuv, which means to return. Onthou nou, return, Hebreëse konsep van repent. Putting it all together, teshuvah, or repentance, means this: because of the cross of Jesus, return to grace. Interessant sal wees as jy nou, julle kan nou nie die foto's sien nie, maar Wouter sal maar sê, hierdie sal 'n goeie tattoo wees. En ja, Wouter, ek sal hierdie tattoo opsit. Ja, so, daar's soveel vryheid hierin om te besef, ons is nie, die Here het ons nie geroep. Ja, ons is nou Christus se slaaf. Hoekom? Want hy heers oor ons. Dis wat dit beteken. Ons is onder sy, ons is nou onder sy heerskappy. Maar dit maak nie van jou 'n slaaf in die konsep wat ons dink slawerny. Dan sien ons hierdie kettinge en hierdie, jy weet, en jy's in gevangenis, in 'n slegte gevangenis situasie nie. Nee, want waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Ons is vrylik slawe van Christus. Ons kies hom. Ons kies hom onsself te submit onder hom en dan te sê, Here, vernuwe my gedagtes om anders te dink, om my mind te verander oor wat ek voorheen gedink het, sodat ek kan dink en daarom lewe soos U. Ja, ek dink dit is regtig goed gesê. En ek dink, as enigiemand van julle vra het hieroor, en julle dalk hiermee struikel, kontak ons, stuur vir ons 'n boodskap of 'n message, en dan, ons het altyd omtrent 8 of 10 luisteraars. Ek weet nie, ons weet nie eens hoeveel van hulle luister vir ons nie. Ek weet nie, ons het meer as net 8 of 10. Ons het Maar onthou, Charlize ter ons sê, daar's net 22 Afrikaanse mense. Sorry julle. Maar ja. Okay, wel, ek dink jy moet anders te dink oor dit. Ja, ek gaan. Ek Sorry dink jy julle. moet repent daaroor. Ja, my sarkasties vang baie keer vir my. Ek mag nie sarkasties wees nie. Ek probeer minder te wees. Party mense hou daarvan, party mense hou glad. Ek hou glad nie daarvan nie. Sy ook, sy hou daarvan. Sy's baie lief vir my. Good grief. Anyways, goed, dit was nou 'n insightful conversation. Het jy nog iets om te deel? Nee, ek gaan nou op praat. Okay julle, wel, ons sien uit na volgende keer se podcast en ek het eintlik 'n massive surprise. Ek is besig om met iemand te gesels. Hy het sy getuienis gedeel in Ligtydskrif en hy was ek gaan nou vir julle alles vertel nie nou, maar ek wil net so 'n bietjie 'n teaser gee. Hy was haweloos, dwelmverslaafde. Hy het eintlik iemand beroof en was op pad om die vrou te vermoor, toe sy hom nooi vir ontbyt. En daar begin sy storie waar sy lewe transformeer. So ek sien baie uit daarna om hierdie man op ons podcast te kry. Ek is besig om daaraan te werk. En natuurlik het ons vir Lise Pieterse wat een van die dae saam met ons gaan kuier oor bullying. So volg, ek weet nou, julle kan ons nou nie volg op Spotify op hierdie oomblik nie, maar ons sal definitief op ons Facebook page, For His Kingdom, op Facebook, of ek dink hy's For The Kingdom nog op Facebook, nê, sal ons dan nou laat weet, sodra ons podcast reg is, en wanneer ons wie gaan hê op ons podcast. So ons sien uit daarna. Dankie dat julle vir ons bid. Dankie dat julle ons podcast met ander mense deel. Ons vertrou die Here regtig dat wat ons doen en wat ons deel 'n impak het in mense se lewe. Dit is hoekom ons dit doen. So goed, ons sien mekaar dan op 'n volgende keer. Bye bye.